baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Matteus 5 vers 8 staan hierdie bekende woorde: geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek is nie seker of dit vandag nog so is nie, maar ek onthou toe ek 'n kind was dit baie sterk in elke huis, of in die meeste huise, die hele ding van die spaarvarkie. Ja, daai varkie wat jy mos nou so gekry het, en dan het jy nou geldjies ingegooi, en dan het jy nou gespaar vir wat ook al. Nou ek onthou een keer wou ek verskriklik graag 'n fiets gehad het. En my pa het met my die ooreenkoms aangegaan en gesê, goed, vir elke sent wat ek spaar, sal hy 2 sent gee. Nou, julle moet net onthou, daai tyd was dit nog die dae van 2 nikkerbols of 3 nikkerbols vir 1 sent en 5 chappies vir 1 sent. Jy weet, so daai tyd het 1 sent nog ietsie, was dit nog ietsie werd gewees. So my pa het gesê 2 sent vir elke sent wat ek spaar. Nou, ek onthou, dit was nie altyd maklik nie. Nee, as jy nou jou sakgeld kry, en dit is mos nou nie baie nie, dan moet jy nou besluit. Of jy gaan 2 pakkies chips en 2 koeldranke en 'n paar nikkerbols daar by oom Mike se kafee koop, of jy gaan die helfte spaar en die ander helfte gaan jy 'n koeldrank en 'n chips koop by oom Mike se kafee. Jy moes besluit, maar dit was moeilik, want jy was daar om lus, nie net vir 1 pakkie chips nie, maar vir 2 of 3. So nou spaar, maar nou besef ek, as ek nie gaan spaar nie, gaan ek nooit my fiets kry nie. So hoe moeilik dit ook al was, moes ek in my spaarvarkie, moes ek nou, of het ek besluit, ek sit die helfte van my sakgeldjies, sit ek daarin. Maar ek moet sê, daardie dag, toe ek en my pa die geldjies begin tel, en ons agterkom, maar ek het nou genoeg geld, saam met die geld wat hy bysit, om vir my daai fiets te koop, toe was ek baie bly. Toe was ek verskriklik bly oor dit wat ek in my spaarvarkie gebeer het. Jy sien, dit wat ek in my spaarvarkie gebeer het, het 'n wonderlike invloed gehad op my toekoms. Ek het die heerlikste fiets, of ek het baie lekker gery op my fiets. En dit het my baie laat dink aan Matteus 5, vers 8. Geseënd is die wie se hart rein is, want hulle sal God sien. Ons is aan die einde van die jaar. Ons kyk terug, en daar het 'n klomp dinge gebeur. Daar het 'n klomp goeders met ons gebeur. Die lewe het gebeur. Die vraag is, wat spaar ek en jy in ons hart? Want ja, ons kan ons hart dalk vergelyk met die spaarvarkie. Al daardie goeders wat met ons gebeur het, kom op 'n manier in ons hart te lande. En dit is waar ons moet besluit, gaan ons dit hou of gaan ons dit weggooi? Wat maak ons, wat spaar ons in ons hart? Dalk was jou jaar moeilik. Dalk het jy 'n klomp teleurstellings beleef. Dalk is jy op sekere maniere geboelie. Dalk het jy 'n klomp hartseer beleef. En jy koester dit in jou hart. Dan sê jy waarskynlik weet, op hierdie stadium kyk jy terug na 'n jaar van seer, maar jy bære dit in jou hart, en jy kyk met 'n swartgalligheid vooruit na die tyd wat voorlê, na volgende jaar. Of jy sal dalk sê, nee, weet jy, ten spyte van die swaar, ten spyte van die teleurstellings, ten spyte van die lewe wat met my gebeur het, is ek in die hande van die lewende God. Het die Here my daardeur gelei, en ek gaan nie die negatiewe in my hart bewaar nie. Nee, wat ek eerder gaan doen, is ek gaan God se vashou, en God se beskerming, dit gaan ek in my hart bewaar. En die interessantheid is, as ek die negatiewe bewaar, dan kyk ek met 'n swartgallige oog na die toekoms.
As ek die mooi van God se hand in my lewe bewaar, kyk ek na die toekoms en na 2025 en ek het geleer, ek sien God se hand raak en ek leef met 'n opgewondenheid en met 'n positiwiteit. Wat spaar jy in jou spaarvarkie hart? Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.